tyd om weer 'n bietjie vars talent te ontdek hier op die geel bank. Haar naam is Emmy, sy's van die Kaap. Sy's besig om hard te swat. Sy moet eintlik nou met haar koppe in die boeke wees, maar sy's gou 'n bietjie met haar koppe in die wolke hier in Pretoria om by ons te kom kuier. Baie welkom. Dankie. So vertel vir ons bietjie, wat studeer jy en wat was eerste, jou liefde vir musiek of jou liefde vir syfers? Dit is 'n moeilike een. Ek sal 100% sê my liefde vir musiek. Ja. Want ek was daai dogtertjie wat in kleuterskool al die mikrofoon wou gryp en net sing, net perform. En ja, so ek sou sê definitief die liefde vir musiek, maar ek studeer rekeningkunde by Stellenbosch. So dis ek weet nie 'n maklike kursus nie. Verskillend, Ja. maar ja, ons probeer nog al twee doen. Sure. Ja. Hoe kry jy die balans tussen die rekeningkunde swat en musiek maak? Moeilik. Ek kry dit moeilik. Uitdagend. Maar nee, ek dink omdat die een natuurlik kom en dis maklik vir my en dis lekker vir my. Is dit nie soos 'n balans wat ek moet handhaaf nie, dis 'n ontspanning eintlik tussenin. So dis nie asof dit nog 'n taak is wat ek moet balanseer nie. Dit is wat ek wil doen as ek breek vat of iets soos dit. So dit voel nie vir my soos iets wat ek moet balanseer nie, as ek sou kan sê. En dis nie eers al nie, want jy vervaardig ook inhoud vir groot verskeidenheid handelsmerke. Hoe werk dit? Hoe lyk jou tipiese dag? Tipiese dag is vol. Baie vol. So ek het begin toe ek op hoërskool ek was met hierdie, ek weet nie of daar Afrikaanse woord is vir content creation nie, maar ek het begin daarmee en dit het maar lank gevat. Ek dink as jy in 'n klein dorpie is dit moeilik om te begin met video's en sosiale media wat bietjie anders is as die gewone plaasdorp stigma. So dan word jy nogals bevraagteken in daai manier soos wat doen jy? En ek is so bly ek het aangehou want dit het toegelaat dat ek nou hier kan sit en op 'n jong ouderdom self kan finansier en in musiek kan ingaan. Ja, dit is nogals moeilik om alles te balanseer, maar dit is vir my lekker. So. Waar het jy groot geword? Vertel ons 'n bietjie daaroor. Vertel ons van jou familie. Ja, ek het op 'n plaas groot geword tussen Heidelberg en Witstrand. So baie klein dorpies. En dis nou Witstrand in die Kaap, nie in die Kalahari nie. Nee, in die Kaap. Is wat twee Witstrand? Ja, ek het dit ook onlangs uitgevind, hoor. Dis baie interessant. Heidelberg ook. Reg? Ja, dis waar, een Gauteng en dan waar's die ander Heidelberg? Okay, maar hierdie is nou in die Kaap, daar teen die kus, né? So ek het 'n plaasmeisie. So ek het letterlik iets van alles. Maar ja, dit was moeilik. Die skei was moeilik, maar ek geniet hierdie baie. Dis 'n hele ander atmosfeer as die plaas. Het jy broers of susters? Ek het 'n jonger sussie, ja. 'n jonger sussie. Ja. En wat sê sy van jou wat jou drome uitleef, content creation, musiek maak en alles? Nee, ek dink sy is ondersteunend daaroor. Dis so vreemd. Ek het nog nooit regtig vir haar gevra daaroor nie, want dis so vanselfsprekend jy ondersteun maar net eintlik wat jou sissies doen. En ek is natuurlik vol ondersteunend in wat ook al sy doen, so ek dink dis dieselfde. Ek glo so, want ek's baie vir. Die mense in die boks wil graag weet, hoekom sê jy nie ek as jy daar van die Kaap afkom nie? Dis die enigste ding, dis 'n gesprek wat ek so baie het, is hoe ek uitgehaal word, net my gister ook, met soos hek en tekkies en nek, en dit word so baie gevra, maar ek is daarom, jy is goed gebalanseerd. Volgens julle. Jy pas mooi aan in Pretoria ook. Maar sê 'n bietjie, wat in jou opvoeding het gemaak dat jy blootstelling gekry het en 'n liefde vir musiek ontwikkel het? Is daar iemand in jou familie wat ook graag musiek maak, 'n talent het? My ma het eintlik meesters of honeurs in musiek in Stellenbosch. So ja, en ek het maar net altyd groot geword daarmee. Ek bedoel, ons kat se naam is nou nog Mozart. So dis baie musical groot geword, ja. Musikale kat. Musikale kat, definitief. Hoe sal jy jou klank beskryf? Ek dink is nog te vroeg. Ek dink daar's nog so baie wat ek wil ontdek in die klankbedryf. So ek wil nie nou beperking daar sit nie. Maar op hierdie oomblik sover sal ek sê dit was baie meer maar typiese pop Afrikaans, maar ek dink ek wil definitief ook meer alternatief of meer
rustiger of Ja. daar's so baie fasette wat ek nog wil ontdek. So ja. Wat se musiek luister jy as jy in die kar ry? Weet ek het geweet nie. Ek enigiets. Ek is daai persoon. Ek wil my so goed opvoed in musiek as wat ek kan. So ek probeer elke liewe genre luister. Maar gewoonlik sal ek, okay, dis tipies nou plaas, maar ek is mal oor 'n country en ek is mal oor eintlik rustiger of meer typische sad songs. Ja. So dit is baie snaaks eintlik, want dit is heeltemal anders van wat ek tot dusver uitgesit het. Maar ja, ietsie van alles. Ja. Vertel ons van die nuwe enkelsnit, wat gaan gebeur? Okay, wat gaan gebeur? Wat kan ek sê daaroor? Nee, dit was eintlik 'n projek wat ek partykeer skryf mens 'n liedjie in 5 minute, partykeer is dit oor 5 jaar. Partykeer dit verskil en ek voel daai liedjie het ek geskryf bietjies liedjies geskryf oor die afgelope jaar en 'n half, 2 jaar en niks van daardie liedjies het ooit regtig gevoel dit is die een nie. En toe het ek stukkies van elkeen gevat wat ek gevoel het ek regtig baie van hou en toe 'n liedjie gekombineer aan die begin van die jaar van elkeen van daardie stukkies. So dit was eintlik gebore oor 'n jaar en 'n half. En ja, dit is maar net oor daai wonder oor wat gaan gebeur as jy daardie, ek wil sê leap of faith vat en net uitreik na daardie persoon wat jy altyd in jou gedagtes lê of op jou hart lê. En ja, die wonder oor die moontlikhede wat wag as jy daardie stap neem. Iets wat 80% van 'n jong mens se brein okkupeer op 'n stadium, nee. 80% van 'n jong mens se brein Wat gaan gebeur okkupeer? as ek nou opstaan met hom gaan praat en as ek daai move maak en wat 'n oulike musiekvideo. Ek moet sê ek moes hom 2 keer kyk want die eerste keer het die pragtige wynlande en die berge van die Kaap my aandag so afgetrek dat ek nie mooi na die woorde geluister het nie. En toe die tweede keer toe fokus ek op die storielyn. Dis baie oulik gedoen. Wie het dit saam met jou gemaak? Wel ek het dit min of meer geskryf en die konsep uitgedink en al die plekke min of meer so gaan uitsoek. Maar Julius Becker het dit verfilm en geredigeer. So ja, dit was maar ons was eintlik net dit. Ja. Sal jy graag wil aanhou om self jou musiek te skryf of sal jy 100%. Oorregtig? 100%. Wat is dit aan die skryfproses wat jy so baie geniet? Ek dink dit gee spasie vir my emosies om uitgedruk te word. In 'n manier wat jy nie noodwendig kan doen in woorde nie. Daar's iets wat musiek net bring wat toelaat dat dit beter uitgedruk word. En ek weet nie of dit die klank of die gevoel is wat daarmee saamkom nie, maar ja nee, ek vind dit moeilik om aanklank te vind by iemand se musiek wat geskryf is byvoorbeeld vir my of om 'n liedjie te koop. Want ek wil voel wat ek sing. As dit sin maak. En as dit 'n bietjie meer eg ook, dit is dan eg van jou en wie jy is ook. Sal jy collabs wil doen? 100%. En saam met wie dan? Dit is 'n goeie vraag. Definitief. Ek gaan nou ek wil sê enigiemand, ek het nie iets spesifiek weer eens omdat ek nog baie klanke wil ontdek. So ek wil dit nie ek wil sê beperk nie. Maar ek het 'n paar in gedagtes, so ek wil net te veel weggee nie wat moontlik gaan gebeur. Kan gebeur, ja. So ons gaan net nie jinx nie, want wat gaan gebeur as ons dit nou sê? Maar ons gaan nou na daai musiekvideo kyk. Dit was heerlik om jou beter te leer ken, Emmy, en sterkte vir die pad vorentoe. Sterkte met die swattings verder en hou aan om jou eie musiek te skryf. Ons sê uit om meer van jou te hoor. Ek gaan probeer en binnekort mag daar dalk ietsie nuuts wees. Ons kan nie wag om te sien wat gaan gebeur nie. Geniet hom.